In Numeri 15 vers 17 tot 21 sê die Here deur Moses vir die Israeliete, dat as hulle in die beloofde land kom, hulle van die eerste meel van hulle oes, 'n brood as offergawe aan die Here moet bring. In Romeine 11 vers 16 sluit Paulus daarby aan en sê vir die gelowiges uit die heidene nasies, dat as die eerste stuk deeg aan God gewy is, ook die res van die deeg aan God gewy is. Hy sê as die wortel van die boom aan God gewy is, ook die takke aan die Here gewy is. Dit wys op 'n klein begin wat 'n groot gevolg het. Die eerste stukkie deeg wy die hele oes aan die Here. Die wortel wy die hele boom. 'n Klein begin kan 'n groot gevolg in God se koninkryk hê. God se storie van verlossing deur Christus het by 'n klein klompie Jode in Jerusalem begin en daarvandaan het dit verder gegaan ook na hulle wat nie Jode is nie. Uit die klein bietjie Jode wat in Christus geglo het daar baie vrug gekom en is die evangelie na die wêreld uitgedra. In April 1855 het 'n sondagskoolonderwyser vir Dwight Moody vertel hoe lief God hom het. Moody het 'n oorgawe aan die Here gemaak en uiteindelik een van die groot evangeliste van die 19de eeu geword. Die saadjie wat die sondagskoolonderwyser in Dwight Moody se lewe gesaai het groot vrug gedra. Jy dink dalk die saad wat jy in God se koninkryk saai deur jou voorbeeld, jou diens, jou woorde, selfs jou offergawes, maak nie 'n verskil nie. Maar God kan dit wat jy gee groot in sy koninkryk gebruik. 'n Klein begin kan 'n groot gevolg in God se koninkryk hê. Kan die Here jou gebruik om 'n groot verskil in ander se lewe te maak?